In die Heidelberg distrik op die plaas Eerste Kop, bou Jacobus Human geesdriftig voort op sy pa se nalatenskap. Jack Human was die eerste boer wat oorgeskakel het van konvensionele, dikwels skadelike boerderymetodes na bewaringsboerdery, 'n praktyk wat vriendeliker met die natuur werk. Na die Lensburgvloed van 1981, wat 'n groot deel van die distrik se boergrond weggewas en erge erosie veroorsaak het Jack geglo daar moet 'n beter manier wees om te boer. Vasbeslote om landbou agteruitgang te voorkom, het hy begin soek na ander metodes. Sy plan het beteken dat hy teen die boerderykonvensies van daardie tyd moes ingaan en baie mense het geglo hy sal misluk. Vandag bou Jacobus voort op die fondasie wat sy pa gelê het. Hy boer in rotasie met koring, gars en canola en eksperimenteer ook met ertjies. Hy huur grond in Heidelberg, Swellendam en langs die Brede rivier, waar hy die beginsels van bewaringsboerdery op al hierdie plase toepas. Jacobus? Yes. Gaan nou bekennis, wat? Gaan het nou? Lekker man, lekker om te ontmoet. Ja. Sjoe man, wat is mooi en oop wêreld hier vir julle, Ja, hè? nee, ons is lekker bevoorreg om hier te bly. Sjoe man, ek is reg om te gesels en meer uit te vind oor die plaas. Ja, jy my gaan wys. Kom, ek gaan wys jou. Lekker man. Sjoe. Okay, ek is Jacobus Human. Ek boer op die plaas Eerste Kop. Ons familieplaas is Boskop. My oupa het in 1946 plaas gekoop. My pa het 1970 by hom aangesluit en in 1982 het my oom by my pa aangesluit en die bewaringslandbou ding basies saam ontwikkel. In 1981 het my pa hulle die plaas Eerste Kop wat langs die familieplaas geleë is gekoop waarop ek op die oomblik boer. Jacobus, ek staan vandag op die plaas waar die streek se bewaringslandbou revolusie maar eintlik begin het. Waar presies is ek nou en waarmee is julle besig hier? Ja, nee, ons is op die plaas Eerste Kop in die Wes-Kaap en ons boer met canola, koring en gas in 'n wisselboustelsel. So ek het geen losering in my wisselbou nie. So ek is 100% op 'n saai boerdery. Toe ek in 2000 begin boer het, was my pa nog op die plaas gewees. En hy het definitief my uitkyk op landbou gevorm, my belangstelling in landbou gevorm, waaraan ek belang gestel het. So dit was 'n voorreg geweest. Vertel my van die Lensburgvloed en die impak wat dit op julle plaas gehad het. Met die Lensburgvloed het dit hier ook baie gereën en omdat die lande daai tyd nog bewerk was en omgeploeg was, het die water 'n klomp van die boergrond weggevat en gespoel. Die water het daar bymekaar gekom en 'n groot gedeelte van daai grond het dit saamgevat en onder in die dam gedeponeer. So dit is skade wat ons nog tot vandag toe kan sien. Maar seker nie skade wat julle nog vandag voor betaal in terme van die feit dat julle nou bewaringslandboupraktyke implementeer. Ja, nee, die bewaringslandbou het die grond baie weer verbeter daarna en boergrond geskep. Maar ten spyte daarvan kan ons tot verjaar toe nog gesien het dat daar opbrengsverskille is. So dit het nog steeds 'n effek. So wat sê dit vir jou, moenie jou boergrond verloor nie. Ja. Jacobus, wat was daai oomblik wat jou pa maar eintlik geswaai het van op die ou stelsel boer en om te oorweeg om bewaringslandboupraktyke te implementeer? So hy het met die Lensburgvloed, met die baie reën, het hy 3 verskillende soorte lande gehad. Hy het lande gehad wat geploeg was, dan het hy lande gehad wat gebrand was en een keer met 'n tandimplement deurgewerk is, en hy het wel lande gehad wat soos die land nog glad nie bewerk of gebrand was nie. En toe hy nou na die reën deur al sy lande gaan, toe sien hy met die land wat geploeg is, het totaal aan weggespoel. Die land wat met die tandimplement gewerk was, het minder gespoel. En die land wat stoppeland is, het niks gespoel nie. Net ietsie wat almal ook nie altyd verstaan nie, hoekom die mense geploeg het, is omdat hulle die loseringfase gehad het, wat organiese stikstof in die grond sit. Nou ploeg hulle die land om, dan sit hulle suurstof in die grond, wat die organismes aanwakker. Dan mineraliseer hulle
organiese stikstof kom vry en dan maak hulle beter oes. So toe daar die tendense kom van die mense het geglo meer hulle lande ploeg, hoe beter is hulle oes. Maar dit het 'n negatiewe effek gehad op die grondstruktuur. Jacobus, hierdie was maar nou ook nie 'n oornag ding nie. Jou pa moes maar baie eksperimenteer voordat dit 'n volhoubare stelsel was. Het was trial and error. Hulle het proewe gedoen, kyk wat die resultaat is en so oor tyd het hulle die stelsel met baie hindernisse geïmplementeer. Soveel so dat dit na 6 jaar het die eerste volgende boer Pieter Gildenhuys gesien, maar hulle is met iets besig wat waarde het en wat voordele kan bied en dat hy ook begin het. Maar daai eerste 6 jaar was hulle op hulle eie. Ja. Wat was die reaksie van die boere in die omgewing aan die begin? Hulle het seker die besigheid so gekyk en gedink, nee, wat? Nee, ek dink daai eerste tydperk was vir hom moeilik geweest. Omdat dit 'n nuwe ding is. Almal het kritiek gelewer. Jy moet onthou, hy het iets gedoen wat niemand gedoen het nie. Hy het snags wakker gelê. Dan hoor jy die ander mense trekkers loop, hulle is besig om lande toe om te werk. Dan lê hy wonder, moet hy dit ook maar doen? Almal doen dit dan nou. So daai was uitdagend geweest. So conservation agriculture really began as conservation tillage, and it began as a reaction to the incredible erosion that was happening in the 70s and 80s in agriculture around the world. And here in South Africa, the first person to really get concerned about this and actually go on a trip to Australia to learn about ways of reducing erosion was Jack Human. And he went with some of his friends and colleagues from the Overberg farming region, and they brought back the concept of the no-till planter and got someone here in South Africa to make them. Jacobus, sê vir my, wat het ons hierso? Vandag hier waar ons nou is dit 'n gasstoppeland. Die gas bring ons in die rotasie in om juist meer stoppel op die land te los. Soos jy hier kan sien, hier is 'n redelike lekker bedekking wat nou die grond koel hou en die vog vir ons bewaar van die somer af. So hierdie strooi is deur 'n chopper. Hy is nie meer lank soos hy gegroei het nie. Nou kan die stopper hom nou galig oopstrooi op 'n hele oppervlakte om vir jou totale bedekking te gee. Kobus, maar nou, wat is die doel van die oesreste? Die oesreste word op die grond gelos om die grond koel te hou in die somer en vog te bewaar. Dit lyk nie nou of die vog is nie, maar as ons nou reën kry in die somer, dan bly dit onder die stoppel. Met die koel grond is daar minder verdamping en sodoende dra ons die vog van die somer af oor na die winter toe om in droë jare 'n goeie oes te kan maak. Maar as ek nou die grond so voel hy nog eintlik baie sag. Moet hy so wees? Ja, dit is nou van die voordele wat ons kry met die stelsel. Die organiese materiaal in die grond het hoog geraak omdat die stoppel gehersirkuleer word in die grond en die grondstruktuur het verbeter as gevolg van dit. Daai hoë organiese inhoud gee ook vir jou 'n beter voghouvermoë in die grond. So dit is alles die effek van die bewaringslandbou, dat die grond so los gekom het. Ja. En dat jy met jou hande dit fisies kan grawe, ten spyte van dat dit droog is. Ja. Jacobus, hierdie vooruitstrewende manier van boer is ons maar ook nou nie maklik nie. Wat was daai eerste stappe wat plaas eerste kop moes neem? Een van die groot goed is maar die omdat hulle nog met wye skare gewerk het wat verkeerd was, maar dit is wat hulle gehad het hulle met die plantaksie baie stoppels of oesreste vermeng met die grond. Dit het veroorsaak dat hulle gesaides 'n stikstofnegatiewe periode gehad het. Hulle het begin sien hulle graan val plat en hulle het nie geweet hoekom nie, maar dit het te gil gegroei. Omdat die grond begin bydra het en vir hulle insette verniet gegee het wat hulle nie voor hoef te betaal het nie. En toe hulle daai insetkoste afbring en die besparings begin doen, kom die graan weer reg. Ja, as die oesreste op die land agterbly, dan moet jy deur dit plant. En ek meen die bestaande implemente van daai tyd kon dit nie doen nie.
en hulle het toe 'n implement gekry wat uit Australië uitgekom het, wat ontwikkel was om dit te doen, en dit het baie deure vir hulle oopgemaak, en dit was 'n groot deurbraak gewees om dan nou direk in die stoppels te kon inplant. As ek sommer net na nog uitdagings dink, is dat hulle het met gras begin sukkel in die graan. En as daar 1 jaar gras is, dan vermeerder volgende jaar is daar net nog meer. So hulle moes toe nou daarom ook planne maak, en toe besef hulle maar hulle moet die grasse in die 5 jaar losseringfase moet hulle die grasse uitspuit en skoon hou. Toe het hulle begin om hulle losseringfase skoon te hou, en dan is daar minder grasse in die graan. Die volgende uitdaging was maar seker om anders te wees as die res, om te doen wat die ander nie doen nie, en om die kritiek te aanvaar of te kry, en jy moet nog steeds aangaan en glo in wat jy doen. Ja, ek dink hy het baie keer met die verloop van tyd, die eerste paar jaar gevoel, hy moet is nie op die regte pad nie, en dinge, ja, is mos nog maar uitdagings en die goed val nie in plekkie. Maar ek dink daai prentjie van die Rosie was so erg in sy kop gewees dat hy het besluit hy wil dit laat werk, en die feit dink ek dat sy broer saam met hom was, het gemaak dat hulle die moed gehad het om aan te hou. Maar nou, na al dit, hoe weet jy nou dat jy op die wenpad is? Hoe meet jy jou sukses? Jou sukses word net gemeet in die opbrengs wat jy kry. So hulle het toe nou gesien dat die opbrengste opgaan, en die grootste voordele kom in die droër jare. 84, 86, 88, 91 het hulle dadelik begin sien, maar hulle maak groter oeste as die res van die boere. En dit is die motivering wat hulle aan die gang gehou het. Hulle het van die 84, van die eerste droër jaar wat daar was, het hulle resultate gesien. Dis net 2 jaar later, toe die ding begin hardloop. 86 nog meer voordele, 88 nog meer voordele, en toe het Pieter Geldenhuys moes nou ook dit begin doen 6 jaar later. En ja, as gevolg van die voordele wat hy gesien het wat by my pa hulle gebeur. Jacobus, as ek nou so na kyk net, dink ek jou pa het nogals die fondasie vir julle goed gelê. Watter impak het dit op die stelsel wat julle vandag hier toepas? Ja, dankie, na 40 jaar vandat hy sy eerste tree gegee het, pluk ons eintlik nou die vrugte van sy harde werk. En dit plaas my in 'n posisie om in 'n streek wat 'n riskante en hoë risiko saaigebied was 40 jaar terug, te kan 100% saai en die voordele van die bewaringslandbou ten volle te benut. So op die oomblik is ek op 'n 100% saai rotasie met koring, gas en canola, wat ek geen losseringslande het nie. En oor die jare het die grondstruktuur so verbeter. Die organiese inhoud is hoër in die grond. Dit gee als vir my voordele. En dit daal die risiko van die saaiery weg, dat ek die stelsel kan toepas wat ek op die oomblik doen. They had developed a fairly boom or bust situation in that part of the Cape, the farming there. Farmers did well in some years and did really badly in other years. And the stability to the soil and the stability of the moisture level in the soil resulted in more resilience, and not only resilience of the soil, but resilience of the economics of the farmer. And that evolved from just that beginning with no-till to include a crop rotation, and then also the retention of the stubble in the field. You didn't burn it off, you always left some behind to cover the soil, and this became very important in the Southern Cape because it helped with moisture retention. That is really what has driven the adoption of conservation agriculture much faster in the Southern Cape than in the whole of South Africa. Jacobus, ek kyk net so uit op die velde, nee, en ek wonder sommer, hoe sou die distrik gelyk het sonder bewaringslandbou?
Ja, ek dink dit sal nog baie meer vee georiënteerd gewees het met baie meer loseilande. As jy so afkyk, is hier nou baie stoppelande, daar onder die bruiner lande wat daaronder uitkom is nog loseilande wat kaal geëet is. So ek dink die distrik het drasties verander van 60% loseilande waarop vee mee geboor is, 40% graanlande, na in 'n situasie waar ons nou al op 70% graanlande het en slegs 30% loseilande. En as jy oor die lande kyk, jy kan die bewys daarvan sien, al die stoppelande. Wat sou jy sê het dit vir jou toegelaat om reg te kry wat boere destyds nie sou reg kry nie? Dit het my in 'n posisie geplaas om 100% te saai op al my hektare, net met graan te boer. Die risiko op die saaibedryf was 40 jaar terug net te hoog. En jy was gedwongen om het vee te boer. Hoe lyk julle stelsel anders as wat dit destyds was en hoe optimiseer julle? So, ons saai nou nie meer, ons plant die graan wat meer presies is. En ons fokus maar op grondregstellings. Ons gooi hoendermis, beesmis, kompos op die lande. En dan presisieboerdery het ook 'n deel van ons besigheid geraak. Ons het nou groot implemente gekry, lande groot gemaak. As gevolg van bewaringslandbou kon ek die kontoure toemaak, wat my effektiwiteit op my implemente opgestoot het en my insette spaar. Ons het op daai basiese beginsels probeer ons maar bou om daai ding te verfyn en ons opbrengste nog op te stoot met die minimum reën wat ons kry in sekere jare. Skape en suiwel was 'n belangrike deel van 'n gediversifiseerde boerderysisteem, maar ek dink nie besonder finansiëel nie, suksesvol nie en daarmee baie oorlaatskuld, hoogs riskant. Boere kon nie plant as dit nie minstens in daai tyd 'n duim, vandag 25 mm gereën het nie. En dit het gemaak dat graanproduksie nie suksesvol was nie, of kom ek sê, selde suksesvol was. As conservation agriculture, aligned with other things like new varieties that have come in and different crops, canola has now become a major part of the whole rotation. And together with that, we have, businesses like Southern Oil coming into the area. But all of that has really uplifted the entire area as a farming region and made it a contender with other great farming regions of South Africa. Dit het die volhoubaarheid van hierdie distrik se landbou geweldig verhoog en die gevolglike implikasie daarvan was 'n bedryf, 'n industrie wat rondom landbou gebou word in hierdie distrik, waarvan SSK Sentraalsuid Koöperasie een is met voordele van mekanisasie, werkwinkels, silo's en ander industrieë wat daarop gevolg het soos Soil en Erica Melons. The research is very important, the research that backs up all of this stuff and adds credence to it and enables bigger corporations to get involved in supporting it. But those new ideas and those off-the-wall ideas, they come from the farmers and they come from these pioneer farmers and we have to be incredibly grateful for them. So die impak was definitief wyd. Hoe lyk die toekoms van bewaringslandbou? Nee, ek dink daar is definitief nuwe goed op die tafel. Relewenslandbou is op almal se tong, dekgewasse, skottelplanters. So daar is definitief nog goed wat kom, nuwe goed wat geïmplementeer gaan word en wat vir ons nog voordele gaan bied. So ek dink op die stadium bevind ons in 'n plek met bewaringslandbou dat die nuwe stappe moet gevat word en ek myself is in 'n posisie wat ek nie regtig weet of ek al moet dit om dit te doen en wat die uiteinde van dit gaan wees nie. So dalk moet ons maar net die moed hê wat my pa gehad het en dit doen en glo dat die resultate daar gaan wees omdat ons nog 'n stapie nader aan die natuur vat. Jacobus, dis nou meer as 40 jaar na jou pa afgeskop het met bewaringslandbou. Hoe voel dit om voort te bou op so 'n enorme nalatenskap? Ja, dankie. Vir my is dit 'n baie groot voorreg. En amper die punt wat die meeste uitstaan vir my is die manier wat hy dit gedeel het met almal. Hy het niks vir homself gehou nie. Hy het seker gemaak hy doen dit vir die breë gemeenskap
en dat almal voordele daaruit trek. Die ander ding is hy het my in 'n posisie geplaas wat ek my 30 jaar wat ek kans het om te boer voluit te kan uitleef in dit wat ek belangstel en waarvoor ek lief is. En dit stel my in staat om daai selfde geleentheid vir my kinders te gee. Ek weet hoeveel tyd en effort en moeite en deursettingsvermoë gehad het om dit te laat werk. En die groot ding vir my daarvan is dat sy uitgangspunt vandag ene was enige iemand wat wil kom leer, enige iemand wat wil doen. Hy het nie een stukkie inligting vir homself gehou nie. You know, the history of agriculture is thank you to pioneers. It's thanks to them. These guys, going back all through human history of agriculture, it's always been a few people who came up with some new ideas and burnt their fingers or made a decent break for the rest of us. Jack was iemand wat geweldig dapper was. En iemand wat versiend was. En daai kombinasie van eienskappe het gemaak dat Jack teen die stroom in 'n praktyk begin het waarvoor hy baie kritiek gekry het en waarvoor hy baie dapper was, want die risiko daarvan was geweldig groot. En die feit dat Jack suksesvol was, het die sukses vir al die ander wat gevolg het geskep. Hy het dit as 'n godgegewe taak op die aarde bestempel. En hy het geglo dis waarvoor hy hier op eerste kop geplaas was, om dit te doen, niks anders nie. As jy wil weet of dit vir 'n boer moontlik is om die natuur op 'n goedkoper en meer winsgewende manier te benut, moet jy beslis by Jacobus Human gaan kuier. Sy verhaal getuig van die begin van 'n bewaringslandbourevolusie, wat nie net die manier van boer op hul plaas verander het nie, maar in die hele streek. Ek is na my kuier by Jacobus daarvan oortuig dat graanboerdery nie in hierdie streek sou bestaan as dit nie vir sy familie was wat bewaringslandbou as 'n alternatief beskou het nie. Vandag gebruik Jacobus bewaringslandboupraktyke op al sy plase en die voordele is duidelik. Ek moet sê, ek sien daarna uit om te sien wat hierdie baanbreker familie nog hier gaan doen en hoe dit landbou in Suid-Afrika gaan verbeter.